Kind met 'n granaat, 'n pomegranate. Awesome. Nou soos ons weet, is dit die enigste vrug wat jy kan eet nadat jy hom oopgesny het. Ten minste, dis die enigste vrug wat se saad jy eintlik kan eet. Wat nou ek wil amper sê die tropiese vrug betref, soos kyk jy kan nog 'n appel stukkend byt en jy kan hom, maar waar 'n granaat wat so ons van 'n granaat, jy's voorbereid voordat jy hom eet. So jy moet hom eers oopsny om te kan weet is hy eetbaar of nie. Is sy pitkos, is dit eetbaar? As daai pitkos so teer lyk, dan weet jy nee, wat wil bly weg. En dis net soos wat die woord van God ook werk, dat ons kan hom bolangs lees, ja, Bybel en dis hoekom baie mense hierdie mentaliteit het, moenie met daai boek na my toe kom nie, dis 'n klomp reëls. Maar hulle was nooit bereid dat Vader deur sy Heilige Gees hulle kon oopmaak nie. Hulle wil die vrug van buite af sommer net so bekyk, maar hulle stel nie ondersoek in om te kyk, is die vrug eetbaar nie. En dit laat my dit vat ons na hierdie gedeelte van in Eksodus 17 vers 1 tot 7, waar Moses mos die Israeliete gelei het uit die woestyn uit, en hulle het gemurmureer, hulle het nie water nie, hulle sukkel, hoekom moet hulle so suffer? En ons lees hierso vanaf vers 2, toe twis die volk, dis nou Eksodus 17 vers 1, ek lees hier van vers 2 af, toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink, maar Moses antwoord hulle, wat twis julle onder mekaar? Dat ek net my bril kry. Ek dink dis beter. Is wat twis julle onder mekaar? Moses antwoord, ja, wat twis julle onder mekaar? Nee, wat twis julle met my? Ekskuus, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek, om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel my min, of hulle stenig my. En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staf, waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand, en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. En die plek Massa en Heriba genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Nou dit laat my baie dink aan mense wat nie oop is nie, wat nie bereid is om meer te ontvang nie, wat nie bereid is om meer te gee nie. Hulle bly met toe harte. Daarom besef hulle nie, hoorie maar,
Die Here is in ons midde, hy kan ons help. En dit was so erg dat Moses moes daaronder ly, dat hy bang is hulle stenig hom. Nou dan kry ons 'n ander prentjie. Jos, die tweede slide asseblief. So lyk 'n granaat wat suiwer is van binne. Die pitte is mooi rooi. Hy's vars. Dit is jy wil dit amper nie eet nie. So goed lyk dit. Dit laat my baie dink aan hierdie koninklike robyn wat jy kry as jy 'n granaat so oopmaak, dat jy sien hy pit dit glans so. Ja, en dis wat Jesus hier sê, van hulle wat glinster. Hy sê, ek is die ware wynstok. Dis nou Johannes 15 daar vanaf vers 1 af. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Hy maak jou skoon dat jy kan blink, soos daai granaat aan die binnekant. Amen. Julle is alreeds rein. Hoor wat sê hy hierso vir hulle. Hy gee hulle daai belofte. Julle is alreeds rein in vers 9. Deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle in my nie bly nie. Dan sê hy hierso in vers 5, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dit is vir my kosbaar om te weet dat hoe meer ek in Jesus lewe, hoe dieper wil ek in verhouding met hom gaan, hoe meer en meer wil ek van hom hê, want ek wil meer en meer wees soos hy, sodat ek meer vrug kan dra, sodat as my hart oopgesny kan word, dat ek kan lyk soos daai granaat, daai suiwerheid, daai glansheid. Want die vrug wat ek dra, is nie noodwendig hoe ek lyk van buite af nie, dit is wat hier binne aangaan. Ek wil eintlik vanaand my titel genoem het, It's not on top, it's inside. Die wêreld sê it's not inside, it's on top, maar dit is eintlik andersom. En dit is waaroor vanaand se boodskap gaan. Maar vanaand is die titel sny die granaat oop en kry pitkos. En want dit is wat die Here vanaand wil ons vergewe, vir ons pitkos gee, dat ons wat ons vanaand kan huis toe vat en kan gaan eet, dat ons kan vol word, dat as ander aan ons sny, dat ons kan gee, dat die vrug kan sien, want baie keer sny mense, maar dan sien hulle, hoorie, wow, hierdie man is nie wat ek gedink het hy is nie, of hierdie vrou is nie gedink het wie ek gedink het hy is nie. En ons gaan lees dan hierso in Lukas 23, waar Jesus op die weg is na Golgotha om gekruisig te word, want sy liggaam, dit is hoe hy vir ons opgebreek is, sodat dit wat in hom is, kon uitkom, sodat ons deel daarvan kan hê. Hy sê, en toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat saam die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. En hierso is so ietsie om te verstaan. Maar Jesus het hom geantwoord. Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Want daar kom dae, wanneer hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbare en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons.
Want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggeneem om saam met hom tereggestel te word. Nou as ons verder gaan lees, weet ons nou wat daar gebeur het, dat die een het hom gespot, gesê, Here, ja, as U die seun van God is, red U self en vir ons. Die soldate het gespot, maar die ander een wat ons nou gesê het, Vader, Here, dink tog aan my, wanneer U in die koninkryk kom. En Jesus se woorde wat aan hom was, vandag verseker ek jou, jy sal saam met my in die paradys wees. Nou as 'n mens na hierdie hele gedeelte gaan kyk, dan sal 'n mens besef, daar was twistery, daar was afguns, daar was verwerping. Men Jesus het daai dinge deurgegaan. Dis hoekom hy moes oopgesny word. Dis hoekom hy moes gesny word, gebreek word, sodat daar vir my en jou genade kom. Hy het soveel gevat, dat dit nie meer nodig is vir ons om te dink, wat kan ek nog deurgaan? Wat so erg is, wat al reeds vir my deurgegaan is. En vers 4, en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. Imagine net daai verskriklike donkerte, daai duisternis van, nou is ons almal in duisternis, wat ek kan toe nou, waarheen nou? Hier is niemand wat ons nou kan help nie. Ek is alleen. Miskien is hier vanaand iemand wat voel is op 'n donker plek, maar ek wil vanaand vir jou sê, weet jy wat? Jesus het gekom. Hy het sy Heilige Gees vir jou gestuur, vir jou gesê, weet jy wat? Ek is hier. Moenie bekommerd wees nie. Ons kry ons donker tye mense wat ons voel, wow, Here, ek kan nie. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Maar dan sê hy, moenie bekommer nie. Ek het dit reeds gedoen. Mariska het so mooi dit aangehaal, nou Sondag, met laasweek met die getuienisdiens wat sy gesê het, jy kan, want Jesus het. Yes, amen. Jos, die volgende slide, asseblief. Is dit die laaste? Ja. Okay, ekskuus. Ja, dit is hoe iemand lyk wat nie in Jesus bly nie. Jesus, ons gaan kyk na daai gedeelte waar Jesus die Fariseërs en die skrifgeleerders berisp het deur vir hulle te sê, julle lyk soos wit gepleisterde grafte. Julle wil in die voorste plekke gesien wees, julle wil rabbi genoem word en al hierdie goed. Maar hoe lyk julle van binne? Van buite af lyk julle mooi, julle is hierdie mooi vrug, maar as 'n mens julle oopsny, lyk julle soos daai. Dan lyk julle soos daai granaat, pikswart. Dit laat my dink aan 'n vrou wat ek op 'n klip gesien het. Sy was hierdie een wat sy was in 'n worship team, sy het mense vertel van die Here, sy het goed gedoen teenoor mense en sy het goed gelyk teenoor mense. Toe kom sy in 'n ongeluk. En sy ontmoet vir Jesus, maar hy vat haar hel toe. En hy gaan wys vir haar al hierdie mense wat saam met jou was, wie jou mentors was. Kyk hier is hulle almal. Sy kon dit nie verstaan nie. Sê sy, want die een het pride gehad in die sin van goed gelyk teenoor ander mense, goed gedoen, maar binne in die hart was daar verbitterheid. Dis kom ek vanaand gevoel het om net die lig te suiwer oor wat net toe gebeur het. Sê, Here, laat daar nie iets in my hart wees wat nie in hierdie sel hoort nie, wat nie in hierdie boodskap hoort nie. En toe sê vra die vrou vir Jesus, nou maar, wat van pastor? Hoekom is hy hier?
Ja, hy het die woord gedoen, maar hy het mense verkleineer, wat vir hom vrae gevra het en goeders, wat na hom toe kom, hy het neergekyk op hulle. En sy sê, dit het haar so geruk, toe sy daar wakker word, dat sy besef het, sy het so goed gelyk na, wat sy gedink het is reg, maar sy het gelewe in self-righteousness. En die boodskap vanaand, wat die Here op my hart lê is, dat ons seker wees, ons harte is oop. Ons gaan lees hierso in vers 5, hierso van Matteus 23. Hierso, en hulle doen die werke, om deur die mense gesien te word. Hulle maak hul gedenkseels breed, en die some van hul klere groot. En hulle hou van die voorste plekke, ek het vir julle gevra om sit voor, hoor. Amen. En hulle hou van die voorste plekke, by die maaltye, en die voorste banke, in die sinagoges, en die begroetinge op die markte, om deur die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi. Maar, julle laat julle nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is almal broeders, en julle moet niemand op die aarde julle Vader noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemel is. Julle noem hulle ook nie leermeester nie, want een is julle leermeester, Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word. Wie homself verneder, sal verhoog word. Maar wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle eet die huise van weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Mense, as ek na hierdie gedeelte kyk, dan besef ek net, Here, wat is daar by my? Wat is daar by my wat nie reg is nie? Here, ek mag dalk goed lyk vir die wêreld, maar is daar iets wat aan my moet verander? En dan gaan Jesus verder in vers 16, waar hy sê, wee julle blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die hemel, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want julle is meer. Die goud of die tempel, wat die goud heilig. Elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gawe daarbo-op, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die gawe of die altaar, wat die gawe heilig? Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles wat daarop is. En wie sweer by die tempel, sweer daarby en by hom wat daarin woon. So, dit is vir my
dit gee vir my daai hint van ek moet reg wees. Ek moet sorg dat ek, wat ek ook al sê, seker wees, is dit van die Here af, is dit wat die Here wil hê, en waar ek moet vergewe, moet ek gaan regmaak. En ja, en dan kom ek nou by 'n awesome gedeelte waar die boodskap vanaand gaan van breek die granaat oop. Nou is 'n gedeelte wat die Here vir my opgebreek het, is Matteus 17 vers 1 tot 13. En na 6 dae het Jesus, dis by die bergverheerliking, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op die hoë berg eensaamheid gebring, in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar skyn aan hulle, en kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Daar verskyn Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier vir u 3 hitte maak. Een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hulle nog spreek, oordek in helder ligte wolk hulle, met eens en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek in welbehae het, luister na hom. Mense, ons kan so gereed wees om te gaan verkondig. Maar het ek en jy geluister? Het ons presies gehoor wat die Here wil hê ons moet doen? Dit sluit so mooi aan by die tema van ons disippelskap, wat Eddie so mooi aanhaal van Jesus wat sê, ek doen wat ek my Vader sien doen, en ek sê wat ek my Vader hoor sê. Daar is my geliefde seun, luister na hom. Ons moet bereid wees om eerder te luister as om graag uit begeerte uit te wil doen. Ja, gaan en maak disippels van alle nasies. Maar wat, Here, moet ek spesifiek doen? Wat is my rol? Want as ek gesny word, Here, as die wêreld my dalk oopsny, wat gaan uit my uitkom? Swart, donker putte, verrotte putte, of helder, glanserende putte? Is dit my vraag? En onderwyl hulle van die berg afklim, vers 9, het Jesus hulle beveel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van hierdie gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgewek is nie. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê u die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het, en hulle het
hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou, so sal die Seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het. Johannes wat gesê het, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my sal kom, wie se skoene ek nie waardig is om los te maak nie, is groter as ek. Dit is die oopbreek wat hulle gekry het by Jesus, van wat gaan regtig aan rondom hierdie hele setup van die bergverheerliking, en met Johannes die Doper wat moes kom doop, en Jesus moes gedoop word. En dan wil ek afsluit met Psalm 25. Tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek, laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsake. Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie, lei my in U waarheid en leer my, want U is die God wat van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenheid, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid, om U goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die oortreders, hy sal die ootmoediges lei in die reg, en die ootmoediges sal hy sy weg leer. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy sal vermag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Die benoudheid van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. En dan, vers 18. Aanskou my ellende en my moeite en vergeef al my sondes.
Aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n geweldige haat. Bewaar my siel en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Ek hoe pleit Dawid daar by die Here, dat hy dit meer as een keer sê, Here, laat my nie beskaamd staan nie. Here, gee dat my hart reg is. Here, gee dat daar enige iets wat nie U hoort nie, dat dit sal gaan. Here, dat ek gereed sal wees vir die dag wanneer om te gaan uitgaan, maar ook, Here, vir wanneer U kom. En ja, en dan wil ek net noem dat die grootste begeerte wat ek ooit in my lewe sal wil hê, is dat ek met eerlikheid kan sê, ek is skoon en rein om voor God te kan staan eendag. Ek weet dit verseker. En dan lees ek net nog vers 21 en 22. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. At laas dink Dawid nie net aan homself nie, maar ook aan sy volk. Ek en jy mag met ons begeertes na die Here toe gaan, maar ons moet ook kan sê, Here, my broer, my suster, my vriend, my vriendin, my man, my vrou, my kinders. Dis hoekom Jesus gesê het vir die vroue, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle ouers en oor julle kinders. En ja, baie van hierdie dinge wat ons vanaand bespreek het, is nie maklik nie. Ons gaan deur troubles en tribulations. Baie keer dan soek ons, dan is ons 'n appel wat net gebyt word. En dan sien die mense eintlik maar, nee, hier is dit nie reg nie. Maar wees eerder soos 'n granaat wat voorberei is, wat oopgesny word, wat daar diep uitgeëet kan word. Daai sappige pitkos wat kraak van heerlikheid. Net soos die woord van God, net soos Jesus binne my en jou. Sy naam op ons lippe. Sy sagtheid in ons hart. Koester dit met alles, sê ek vanaand vir julle. Ja, amen. Dankie Here vir hierdie kosbare woord. Yes. Ja, en